Numeri 6 vers 24 tot 26. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Ons is nou op die kerklike kalender in die adventstyd. Die woord advent kom van die Latynse woord adventus, wat beteken aankoms of koms. Gedurende advent berei ons voor om Kersfees te vier, die herdenking van God se koms na die aarde toe in die persoon van Jesus Christus. Advent, wag met verwagting op die koms van ons verlosser. Eintlik is advent nie die einde van die jaar nie, maar eerder vir Christene die begin van 'n nuwe kerklike jaar, 'n tyd van verwagting en hoop. Vanoggend het ons ook die voorreg gehad om 'n doop te vier. Die doopvond vanoggend is gevul met water. Dis 'n sigbare teken van onsigbare genade. Dit is, soos Kerstyd, 'n venster waardeur ons iets van God se groot hart vir ons kan sien. Net soos Kerstyd het vanoggend se doop getuig van dieselfde wonderlike waarheid. God is hier, God seën, God kom na ons toe, God kies jou. In 'n wêreld wat so dikwels hard en onpersoonlik voel, in 'n tyd waar mense voel asof hulle alleen is, kom God ons vandag vertel, ek is hier. Ek het jou nie vergeet nie. Ek seën jou nog steeds. Advent, wag met verwagting op die koms van ons verlosser. Maar laat ons eerlik wees, in ons moderne samelewing het Advent sy betekenis grootendeels verloor. Vir baie mense is Desember net 'n tyd van gejaagdheid, van geskenke koop, van partytjies bywoon, van jaareinde deadlines. Teen die tyd wat Kersfees aanbreek, is jy so uitgeput dat ons die werklike betekenis miskyk. Maar Advent roep ons eintlik om ons voete so bietjie van die petrol af te haal, om stil te word, om te wag. En wag is nie iets wat ons moderne mense goed kan doen nie, nee. Ons wil alles nou hê. Ons word ongeduldig as 'n webblad meer as 5 sekondes neem om te laai. Ons wil kitskos, kitskrediet, kitsoplossings hê. Maar God se tyd werk nie so nie. God se seëninge kom dikwels in die wag. Dink aan Abraham en Sara wat vir 25 jaar gewag het vir hulle beloofde seun. Dink aan Israel wat 400 jaar in Egipte gewag het vir bevryding. Dink aan die profete wat eeuwelang gewag het vir die Messias. En vandag wag ons nog steeds. Ons wag nie net om Kersfees te vier nie, ons wag vir Jesus se wederkoms. Ons wag vir die dag wanneer alle trane afgevee sal word. Ons wag vir die voltooiing van God se groot verlossingsplan. In wag is daar hoop opgesluit. Ons wag nie in die duisternis nie. Ons wag nie sonder hoop nie, want God het reeds in Christus aarde toegekom. Hy het reeds bewys dat hy sy beloftes nakom. Advent gaan dus oor meer as net 'n historiese gebeurtenis van 2000 plus jare gelede. Dit gaan ook oor vandag. Dit gaan oor die feit dat God steeds na ons toe kom, steeds teenwoordig is en steeds seën. Ons leef in 'n wêreld waar dit soms voel asof God ver is. Waar mense vra, waar is God in my krisisse? Waar is God wanneer ek in die nag wakker lê en worry? Waar is God te midde van al die ellende in die wêreld, die oorloë, die hongersnood, die onreg? Maar Advent kom ons vertel, God is nie afwesig nie. Hy het gekom, hy is hier, hy seën, selfs wanneer ons hom nie kan voel nie. Selfs wanneer die omstandighede anders lyk, is God besig om te werk, ook met jou. Laat ons dieper kyk na wat dit beteken dat God seën. In ons alledaagse taal gebruik ons die woord seën redelik maklik. Ons sê ek is geseënd met 'n goeie werk, of wat is seën om gesond te wees? En dis nie verkeerd nie. Maar in die Bybel is 'n seën veel meer as net iets goeds wat met ons gebeur. Seën is eintlik God se teenwoordigheid. God se hand in jou lewe. Dit is God wat sy teenwoordigheid, sy guns, sy lewe met ons deel. Numeri 6 vers 24 tot 26.
Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Laat ons hierdie seën stadig deurlees en werklik hoor wat dit sê. Mag die Here jou seën en jou beskerm. God seën nie net nie, God is nie net teenwoordig nie, hy beskerm ook. Die woord beskerm hier beteken eintlik bewaar of omhein. Dis die beeld van 'n herder wat sy skape beskerm teen gevaar. Dit is die beeld van 'n vader wat sy kind in sy arms neem en veilig hou. God se seën waarborg nie dat daar nooit moeilikheid en swaar kry in jou lewe sal wees nie, maar dit is 'n waarborg dat hy by ons sal wees in die moeilikheid en swaar kry, dat hy ons sal bewaar, dat niks ons van sy liefde sal skei nie. En dan mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag God jou heeltyd raak sien. In die Ou Testamentiese tyd was dit 'n groot eer om die koning se aangesig te sien. Die koning het sy aangesig net laat skyn oor mense teenoor wie hy goedgesind was. Wanneer God sy aangesig oor ons laat skyn, beteken dit dat hy na ons kyk met guns, met welwillendheid, met liefde. Hy kyk na jou. Dit beteken dat ons welkom is in sy teenwoordigheid. En let op, dit word ook gekoppel aan genade, God se genade. Nie ons verdienste nie, nie ons prestasies nie, maar God se onverdiende guns, sy genade. En dan mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Die derde gedeelte gaan nog verder. God lig sy aangesig na jou toe op. God kyk met volle aandag na jou. Dit laat my dink aan wanneer ons saam met ons kleindogters kuier en hulle sê, kyk oupa, kyk oupa, kyk oupa. God kyk met volle aandag na jou. En wanneer God na jou kyk, glimlag hy. Sy kyk na jou gee vrede. En hierdie vrede is nie die afwesigheid van konflik nie, maar 'n ervaring van veilig wees, heelheid, harmonie met God en met die skepping. Hierdie seën is nie net mooi woorde nie, dit is 'n verklaring van God se teenwoordigheid. Wanneer God seën, plaas hy sy naam op ons. Hy verklaar, julle behoort aan my. Ek is by julle, ek sal vir julle sorg. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. God laat sy aangesig oor jou skyn. Nie sy rug nie, nie sy afwesigheid nie, maar sy aangesig, sy volle aandag, sy oorgawe genade, sy goedheid. En dis presies wat ons vanoggend in die doop gesien het. God het vanoggend vir Lara gesê en vir jou bevestig, jy is myne. Ek seën jou. Ek sal by jou wees al die dae van jou lewe tot aan die volëinding van die wêreld. Die doop is die bevestiging dat God sy naam aan daardie persoon gekoppel het. Dit is soos 'n eiendomsmerk. Dit sê hierdie kind behoort aan God. Die doop is nie gebaseer op ons geloof nie, maar op God se genade. Dit is nie ons wat na God toe kom nie, maar God wat na ons toe kom. Dink daaraan. Lara, wat vanoggend gedoop is, het nog niks gedoen om God se liefde te verdien nie. Hierdie kind kan nog nie bid nie, kan nog nie die Bybel lees nie, kan nie self kerk toe kom of enige iets van kerk verstaan nie, maar God sê, dit maak nie saak nie, ek neem hierdie kind aan, net soos sy is. Dit is presies die punt. God wag nie tot ons groot genoeg is, sterk genoeg is, goed genoeg is nie. Hy kom na ons toe in ons kleinheid, in ons kwesbaarheid, in ons afhanklikheid. Want kyk, dit is hoe ons almal voor God staan, soos hulpelose babas. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan nie genoeg doen, genoeg glo, genoeg bid nie. Ons is afhanklik van God se genade. En dit bring ons terug na Advent. Want die grootste seën wat God nog ooit aan ons gegee het, was toe hy self mens geword het. Toe God self 'n klein, kwesbare baba geword het, gebore in 'n stal, gelê het in 'n krib. Dink net daaroor.
Die God wat die heelal geskep het, die God wat sterre by hulle name noem, die God voor wie engele buig, daardie God het 'n baba geword. Hy het nie gekom as 'n wêreldse heerser nie. Hy het nie met wapens gekom nie. Hy het gekom as die mees kwesbare ding wat daar is, 'n pasgebore baba. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. God het tussen ons kom woon. Die Griekse woord wat hier gebruik word, beteken letterlik, hy het sy tent by ons kom opslaan. Hy het gekom om te bly. Hy het ons vreugde en ons verdriet, ons hoop en ons pyn gedeel. Hy het verstaan wat dit beteken om honger te wees, om moeg te wees, om versoek te word, om verwerp te word. Jesus het gehuil by Lazarus se graf. Hy het kwaad geword vir onreg in die tempel. Hy het vriendskap ervaar met sy disippels en hy het gesterf. Die mees gewelddadige, vernederende dood wat die Romeinse ryk kon uitdink. Hy het gesterf sodat ons kan leef. En hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin sodat ons vir ewig by hom kan wees. Dit is die hart van die Christelike geloof. God het dit gedoen. God het dit gedoen vir jou. Dis waarom ons hier is. Nie omdat ons goeie mense is nie, nie omdat ons slim genoeg is om uit te figure hoe om na God toe te kom nie, maar omdat God na ons toe gekom het. Advent, wag met verwagting, hoop in die duisternis. Daar is duisternis in ons wêreld. Daar's oorlog, hongersnood, siekte, dood. Daar is verslawing, verwerping, eensaamheid, depressie. Daar's onreg, onderdrukking, misbruik, haat. En in ons eie lewens is daar ook duisternis. Daar is gebroke verhoudings, daar is teleurstellings, daar is drome wat in stukke lê, daar is skuldgevoelens oor dinge wat ons gedoen het en hartseer oor dinge wat aan ons gedoen is. Die Bybel ontken nie hierdie duisternis nie, maar dit sê dat die duisternis nie die einde is nie. Jesaja het geskryf in Jesaja 9 vers 1, die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. En dan in vers 5 verder, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Die antwoord op die duisternis in ons wêreld is nie 'n politieke party nie, is nie 'n program nie, dis nie die ekonomie nie, dis 'n persoon, Jesus Christus. Hy is die lig wat in die duisternis gekom het, en waar hy is, kan die duisternis nie bly nie. Mag die Here jou seën en jou beskerm, mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. God seën jou vandag, ja vir jou, jy wat vandag luister, jy wat voel asof jy nie goed genoeg is nie, jy wat dalk iets in jou verlede het waaroor jy steeds skuldig voel, jy wat dalk 'n fout gemaak het en wonder of God jou regtig vergewe. God wil jou seën. Nie omdat jy dit verdien nie, nie omdat jy perfek of volmaak is nie, maar omdat hy jou liefhet. Omdat hy jou gemaak het, omdat jy kosbaar is in sy oë. Miskien voel jy vandag moeg. Miskien is daar 'n las wat jy dra waarvan niemand anders weet nie. Miskien is jy bekommerd oor jou gesondheid, oor jou finansies, oor jou kinders, oor jou toekoms. Miskien wonder jy of God jou nog onthou. Miskien voel dit asof jou gebede teen 'n betonmuur vasslaan. Miskien vra jy, waar is God in my omstandighede? Die antwoord van Advent is ja, God onthou jou, God sien jou, God kyk met liefdevolle oë na jou. Jesaja 43 vers 1, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. Hoor jy dit? God het jou op jou naam geroep. God gee nie om wat se titel jy dra nie. Hy gee nie om wat jy bereik het nie. God gee nie om of jy volmaak is nie. Hy ken jou.
Hy ken jou naam en hy sê jy is myne. Ek sal jou nooit vergeet nie. Jy's nie onbelangrik nie. Jy is nie te gebreek nie. God het jou op jou naam geroep. Jy behoort aan hom. Psalm 139 hoor ons, U ken my. U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus. U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Advent, wag met verwagting. Advent kom ons herinner aan nog 'n koms. Jesus het nie net gekom as 'n baba in Bethlehem nie, hy het beloof dat hy weer sal kom. Johannes 14 vers 3. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daar kom 'n dag, ons weet nie wanneer nie, maar dit kom wanneer Jesus sal terugkeer, en wanneer hy terugkeer sal alles reg wees. Al die pyn, al die onreg, al die verdriet, dit alles sal verby wees. Tot daardie dag leef ons in Advent, 'n tyd van wag, 'n tyd tussen die reeds en die nog nie. Jesus het reeds gekom. Die koninkryk van God het reeds aangebreek. Ons is reeds verlos. Ons is reeds kinders van God. Die oorwinning is reeds behaal in die kruis en by die leë graf. Maar alles is nog nie reg nie. Daar is nog siekte. Daar is nog dood. Daar is nog onreg. Daar is nog lyding. Die koninkryk is hier, maar dit is nog nie volledig nie. Ons leef in hierdie tussenin tyd. Ons wag steeds. En wag is moeilik, nê? Veral wanneer die pyn werklik is. Veral wanneer die verdriet diep is. Veral wanneer die onreg oorweldigend voel. Maar ons wag nie sonder hoop nie, want ons weet God is getrou. Wat hy beloof het, sal hy volbring. Abraham het gewag vir die beloofde seun en God het sy belofte nagekom. Israel het gewag vir die Messias en God het sy belofte nagekom. Die disippels het gewag vir die Heilige Gees en God het sy belofte nagekom. En ons kan vertrou dat God sy belofte van Jesus se wederkoms ook sal nakom. Hy is getrou. Wat hy sê sal gebeur. Mag hierdie adventstyd, die tyd tussen nou en Kersfees, vir ons almal 'n tyd van diep besinning wees. Nie net 'n gejaagde deurloop na Kersfees nie, maar 'n tyd van stop, wag en verwag. In die geraas van Desember, die geskenke, die partytjies, die deadlines, skep doelbewus ruimtes van stilte. Sit soggens voor jou dag begin, net vir 5 minute stil. Lees 'n vers uit die Bybel, bid, dink na oor wat dit beteken dat God na jou toe gekom het. Stuur 'n boodskap aan iemand wat jy nie in 'n lang tyd gesien het nie. Wees die hande en voete van Jesus. Wie jy ook al is, waar jy ook al is op jou geestelike reis, God het 'n boodskap vir jou vandag. Ek is hier. Ek sien jou. Ek het jou lief. Kom na my toe. Of jy nou 3 maande oud is of 90 jaar oud is, God seën jou. Of jy nou 'n goeie week gehad het, of die moeilikste week van jou lewe, God seën jou. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag God se teenwoordigheid met jou wees waar jy ook al gaan. Mag hy jou bewaar van gevaar, van kwaad, van die vyand se aanvalle. Mag jy veilig wees in sy versorging. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag jy God se guns ervaar. Mag jy weet dat hy na jou toe kyk met liefde, nie met veroordeling nie. Mag jy sy genade ken, daardie onverdiende guns wat ons nie kan verdien nie, maar net kan ontvang. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Mag God se vrede, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou gedagtes bewaar. Mag jy rus vind in hom. Amen. By die ingang van hierdie advent wag ons op u, soos by 'n ingang na die plek waar u ons ontmoet.
Soos in die tyd tussen die alreeds en die nog nie. Soos die kinders verlang en steeds sug, saam met u skepping, saam met die Gees. So wag ons en bid, hoor ons gebed in Christus naam. By die heelgang van hierdie advent, bely ons dat ons in die gloor. U steeds hier ons Vader, verlosser, vertrooster. U is die een wat gesê het dat al lig sal wees, die een wat die lig vir die wêreld is, die een wat beloof het die duisternis sal weg, die een wat die lig op ons pad kom gee, die een wat ons stuur om lig te gaan wees en sout. Help ons Here om te bly glo in Christus naam. By die ingang van hierdie advent open u ons oë om waarlik te sien. Hulle wat seer het en swaar kry, hulle wat klein is eenkant dood of vergete, hulle wat honger is, dors, siek of verdruk, hulle wat geen uitkoms meer sien, geen werk en sal verwonde, hulle wat verlore is, hulle wat smag na vrede. Laat ons dan nie wegkyk van enige oor wie u besocht is. Laat ons sien, Here, in Christus naam. By die ingang van hierdie advent, stuur u ons om te doen wat nodig is. Ons is onherroeplik verbind aan mekaar. Ons treur saam met die wat treur, dank saam met die wat dank. Ons is bly saam met die wat bly is. Ons is onherroeplik verbind aan die Afrika land. Ons kies om hoop te dra, om te help waar ons kan, om liefde te leef, om vrede te maak, om eerlik te werk, om onrecht te stop, om nie aan geweld mee te doen, om te praat vir stemloses, te bid met die wat nie meer kan, en dit nie in ons naam nie, Here, en nooit in die naam van ons idees of ander magte nie, alleen in die naam bo alle name, Jesus, die Redder, ja, in Christus naam.